Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings tyd. Nou, dis 'n baie besondere week, dis Pinksterweek. 10 dae na Hemelvaart begin ons met Pinkster Sondag en dan is daar hierdie fokus op die belofte van die uitstorting van die Heilige Gees. Laas jaar het ons Joel 2 in detail bespreek, die hele Pinkstertyd, eintlik die hele eerste helfte van die jaar of tot en met ons verjaarsdag omtrent, het ons hierdie Joel 2 belofte van die uitstorting van die Gees hanteer. Nou, hierdie jaar gaan ek weer so 'n bietjie Ou Testamentiese skrifte gebruik om net te praat oor die belofte van ek en jy wat die Heilige Gees moet ontvang, wil ontvang, kan ontvang en die effek daarvan as ons die Heilige Gees in ons lewens het. So kom ons begin. Jesaja 32 vers 14 en 15 sê die volgende, hy sê die paleis en die stad sal verlate lê. 'n besige dorpe sal leeg wees. Troppe donkies en bokke sal op die heuwels wy waar julle uitkyktorings eers gestaan het. Dit sal so bly totdat die Gees uit die hemel oor ons uitgestort word. Dan word die woestyne 'n vrugbare veld en die vrugbare veld word 'n welige woud. Nou, hierdie beginsel, Jesaja 32 is, alles wat sal verkeerd gaan in Jerusalem, en hy praat van die stad, die paleis sal verlate lê. Dit is dalk waar van 'n gebied, 'n plek. Kom ons sê Suid-Afrika. Suid-Afrika sal verlate wees en afgebreek word, totdat die Here die Gees oor die mensdom uitstort. Maar ek dink is in besondere waar van 'n individu. Jou lewe sal soos 'n stad wees wat uit mekaar uitval. Jou lewe sal niks werk nie, sal verlate wees, vriendskappe verloor, seer, pyn, hartseer, as gevolg van sonde. As gevolg van die Here is nie teenwoordig nie. En dan hierdie belofte, dit sal so bly totdat God sy Gees uitstort. Dan verander alles, dan word dit welig en vrugbaar, en dan begin jy vrug dra, lewens verander, en jou eie lewe begin hierdie amazing journey word. Mens, ek wil jou, hoe kan ek sê, ek wil dit uitnooi op 'n mooi liefdevolle manier. As jou lewe onvervuld is, gejaagd is, vrugteloos is, purposeloos is, drivenloos is, gejaag na eie ek, vrees, hou jou terug, al hierdie verskonings, dalk is dit omdat jy nie vol is van die Heilige Gees nie. Dalk is jy nie vol van die Heilige Gees nie, omdat jy nie vra vir die Heilige Gees nie, omdat jy nie oopmaak nie, omdat jy nie vra, Here kom, vul my, doop my, gee my meer van die Gees en die krag in my lewe nie. Die belofte, wanneer God sy Gees uitstort, dan word 'n individu, 'n kerk, 'n plek, word dit vrugbaar, begin dit vrug dra, begin daar lewe kom, waterstrome kom. So, dis waar vir 'n plek, is waar vir 'n kerk, is waar vir 'n land, 'n dorp, 'n stad, maar is ook waar vir 'n individu. So, waar's jy? Hoe voel jy oor jou lewe? Ek weet, is winter, is minder lekker, maar as jy vol van die Gees, is jy borrelend, jy vol krag, vra die Here vir die uitstorting van die Gees. Hier, gedurende Pinkstertyd, is die beste tyd om dit te doen. So, vra die Here vandag vir meer van sy Gees. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie duidelike prentjie van verlatenheid, woestyn, verwoesting, wat omgedraai word in vrugbaarheid, weligheid, oorvloed, lewe, vrug, Here. En dis alles die werk van die Gees, die uitstorting van die Gees. Daarom bid ons, stort u Gees uit, Here, op my as individu, op ons kerk, Here, op ons dorpe, ons skole, ons geboue, ons land, ons politici, Here, ons alles van ons, Here, stort u Gees uit, en u Gees sal 'n ommedraai, 'n ommekeer bring. Ons glo dit, ons vertrou dit, ons bid dit. Stort die Gees uit op my vandag, in Jesus naam. Amen. Dank liewe vriende, sien jou môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.